Ons verwelkom ons kykers by die Woord in Diepte. Mag vandag se studie ook u bemoedig en u geestelik versterk. Ons kyk hier weer na die opskrif, die nasies, hoe die Here ander mense ook liefhet. En daar is nie wit broodjies nie. En in hierdie lesse, in hierdie studies oor sinspelings en beelde en simbole en hoe die profeseë werk, kyk ons hier na in ons gebedsfoto na die beeld van Daniël 2, wat die koning van gedroom het, en hoe al daardie verskillende metale die koninkryke voorgestel het. En dis 'n pragtige manier om hierdie waarhede aan die mens bekend te stel. Kom ons bid. Dierbare Vader, ons dankie dat u nasie na nasie die kans gegee het om te kies, om reg te kies. En ons bid dat ons vandag, terwyl ons terugkyk in die geskiedenis, aan u sal vashou en besluite sal neem wat sal tel vir die ewigheid. Amen. Onse God is 'n God wat die toekoms ken, wat in die toekoms en die hede en die verlede gelyk kan lewe en weet wat daar aangaan. En hier is so 'n mooi teks in Psalm 46 vers 11. Wat sê dit? Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die woordjie dink en die woord weet is twee woordjies wat 'n groot verskil vir my aandui. Ek as mens dink, want ek weet nie wat reg en wat verkeerd is nie, nou dink ek. Ek weet nie of ek nou eerste moet die kar was, en of ek eerste my skoene moet aantrek nie. Want dis nou nie belangrik nie, maar wanneer ek besluite moet neem, groot besluite, moet ek 'n huis bou of moet ek 'n huis huur? God dink nie in daardie sin nie, maar hy weet. En hier staan, laat staan jou dinge en weet dat ek God is. Dit dra vir my soveel gewig. Wanneer ons iets weet, dan is dit 'n werklikheid, 'n vastigheid. God plaas sy eerste twee kinders, dis nou Adam en Eva, in 'n volmaakte omgewing. Die tuin was die klaskamer en die skepping het gedien as onuitputbare bron van kennis. So die plante en die diere was die handboeke en die tuin was die klaskamer. Die skepper was self die leermeester en daar het hy hulle geleer hoe om sy volmaakte plan uit te voer. As ek maar daar kon gewees het en daar die rykheid kon ervaar en beleef vir 'n dag lank. Lees vir ons Genesis 2 vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die tuin uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Jy weet, dit lyk vir my dat alle boomvrugte eetbaar was. Dit klink baie interessant. Want as ek 'n vrug kry, dan moet ek altyd baie mooi kyk of dit giftig of eetbaar is. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel in net 4 lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyxsteen. Jy weet, as ek hierdie lees, dan hardloop my gedagte sirkels, want ek dink aan al die mooi dinge. Die goud was nie in 'n myn nie, onder die grond nie. Die goud het bo op die aarde gelê. God het dinge geskep wat vandag verborge is vir die mens. Dit praat hier van onyxsteen. En die Bybel noem baie gesteentes. Veral as ons dink aan Openbaring en die
Nuwe Jerusalem. En daar het blykbaar al die mooi dinge wat God geskep het op die aarde gewees. En hulle kon dit sien. En het noem hierdie riviere waar hulle geloop het in hulle takke. Ek dink ons het geen begrip van hoe pragtig dit moes gewees het nie. Vers 13. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hidekel. Dit is hy wat oos van Aser loop. En die vierde rivier is die Vrat. Toe het die Here God die mens gemaak en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hier is soveel wat hierin is. Hy het hulle in die tuin van Eden gestel. Hy het hulle daar geplaas, waar hulle sy volmaakte plan kon uitvoer, waar hulle Skepper kon aanbid, waar hulle in dankbaarheid lof tot hom kon bring, en vir mekaar. En hy gee daardie tuin aan hulle om dit te bewerk. Dit was nie 100% voltooi nie, hulle kon nog werk, hulle kon iets bou. Alles was nie klaar gemaak nie. En dit sê om dit te bewaak. Nou, hoekom dink jy is daai woordjie bewaak daar? Waarteen moes hulle waak in die tuin van Eden? Wel, die Here het geweet, daar is kwaad ook in die tuin. Maar het die Here die kwaad gemaak? Nee. So waar is die oorsprong van hierdie kwaad? Van Satan. Lucifer is uit die hemel uitgegooi. En ek glo in my enigheid dat die Here nie net een planeet gemaak het nie, maar duisende planete. En dat hierdie aarde die een planeet is waar mense woon wat in sonde geval het. En toe Satan uitgewerp is uit die hemel, het hy na hierdie aarde toe gekom. Maar hy het nog nie die mens verlei nie. Die Here waarsku vir hom. En hy sê, jy moet dit bewaak. Ons het net hier 'n kernopsomming van God se woorde. Maar die engele het met Adam en Eva gesels. Hulle Skepper het in die koelte van die aandwindjie, sê die woord vir ons, met hom kom gemeenskap hou. En hulle is gewaarsku, hulle het geweet, nie wat kwaad is nie, maar dat hulle moet waak en doen wat reg is. En dan sê hy vir hulle, julle kan van al hierdie bome eet, bly net by een weg. Nou, dit is so liefdevol as wat mens kan wees. Alles is aan hom gegee, maar daar word 'n toets geplaas of hy sy lojaliteit sal bewys aan sy Skepper, en net een word uitgesonder. Maar van die boom van kennis, van goed as jy reg kies, van kwaad as jy verkeerd kies. Daarvan mag jy nie eet nie. Soos Deuteronomium 29 sê, die geopenbaarde dinge is vir die Here onse God, maar die dinge wat nie geopenbaar is nie, is net vir die Here. Die ander dinge is vir ons en ons kinders. En vandag nog gaan mense en dan gaan krap hulle aan dinge wat nie vir ons geopenbaar is nie. Met ander woorde, hulle gaan terug na die boom van kennis van goed en kwaad en hulle gaan eet van sy vrugte. En ek glo dis waar mense versoek word en hulle val. Ek het 'n foto hierby gesit van 'n krummetartboom, 'n reuse boom. En daardie ou boom staan daar in al sy lieflikheid. Nou die boom van die lewe was seker baie groter.
Maar die boom van kennis van goed en kwaad was seker net so mooi, met net sulke lekker vrugte. Maar God het gesê, bly daar weg. En dis nie belangrik of ons hier of daar loop nie, maar of ons God se woord gehoorsaam. Hulle kon kies om God se bevel te gehoorsaam of ongehoorsaam te wees. Hulle was vry, hulle daai vryheid gehad. Want as hulle gedwing was, dan was daar geen liefde betrokke in die tuin van Eden nie. En hy sou vir ewig onder sy sorg in vreugde bly lewe. Of hulle kon kies om hulle eie kop te volg, hulle eie reëls te maak, hulle eie plannetjies op te stel, en so kies hulle dan ook om onder 'n ander mag te sterwe, nie te lewe nie, te sterwe. Maar God roep nog steeds manne en vroue vandag, soos wat hy vir Daniel en Jeremia en Jesaja geroep het, en gesê het, volg my. Lees vir ons Daniel 2 vers 31. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. Toe is te gelykertyd die yster, die klei en die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het so skaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Hier gebeur iets, en ons moet mooi dink daaraan. Die Here gee vir hierdie koning 'n droom. En dan roep hy vir 'n wêreldkoninkryk hulle slimste raadgewers. En hierdie raadgewers kan 'n verduideliking van enige droom vir 'n koning gee, maar hulle kan nie die droom wat hy gedroom het gee nie, omdat een mens nie die gedagtes van 'n ander kan lees nie. Hier tree God in as God, die ware God, en hy gee aan sy diensknegt Daniel die vermoë om hierdie droom uit te lê. Dit kom nie uit Daniel nie, dit kom van God af. En terwyl hy hier vir die koning hierdie dinge uitlê, staan hierdie geleerdes met rooi gesigte en hulle sê vir mekaar, hoe kan ons van hierdie man ontslaa raak? In plaas van om dankbaar te wees dat Daniel dit doen en hulle eie lewens gespaar het. Maar hier tree God op as koning van die konings en hy bewys aan die mense, aan 'n heidense nasie, dat daar 'n koning is wat weet en wat die koninkryke daar ken wat gaan kom. En hier word goud en silwer en koper en yster en klei en 'n rots gebruik as voorstellings van koninkryke wat sal kom. En alles het presies so plaasgevind tot vandag toe. Dis nog net die klipkoninkryk waarvoor ons wag. So hierdie profesie is nog nie ten volle vervul nie. En as ons kyk na die bygaande foto daar, dan sien jy daardie groot metaalman. Daar staan hy. En daardie gesig, of 'n soortgelyke gesig, het die koning oorgedroom. En toe hy hoor dat Daniel dit kan verklaar, of liewers dat
die God wat Daniël aanbid, dit vir hom gegee het. Toe weet Nebukadneser die waarheid, en dat die ware God alleen God is, en hy het klein geword in sy eie oë, vir 'n rukkie althans. Daniël 7 vers 1. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Let nou op, dat die eerste droom van Daniël 2 was deur koning Nebukadneser. Hierdie droom nou is 'n droom wat Daniël self droom. Onthou, Belsasar weet baie goed van Nebukadneser se droom, maar nou droom Daniël self. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Nou voor Rebecca verder lees, daar is baie simbole in die Bybel. En indien iemand 'n lys van hierdie simbole wil hê, is nog beskikbaar, ek kan dit vir u op die foon aanstuur. En is baie handig om dit na te slaan. Maar dit is ook belangrik om dit self te bestudeer en vir jouself so 'n lys op te stel. Hierso het Daniël gesien in die nag in 'n gesig, daar was 4 winde. Wat stel wind voor? Want dit sê, die winde het die see in beroering gebring. Nou wat stel die see voor? Die see is water en baie waters. So hier is iets wat die see in beroering bring. En wat stel waters voor? Mense, Baie nasies. nasies. 'n Mens kry nie baie mense in 'n woestyn nie, maar water stel baie mense voor, nasies. So, indien ons sê nou maar na Afrika sou kom in hierdie tyd van Daniël, dan sal jy sekerlik hier 'n paar mense hier en daar kry, of in Amerika, of in Australië. Maar as jy na Europa toe gaan, dan is daar baie mense. Die see, groot see, in beroering gebring. En 4 groot diere, sê vers 3, het uit die see opgeklim. So uit hierdie nasies ontstaan hier 4 groot diere. Wat stel 'n dier voor? Die een verskillend van die ander. Nou het die hoof van goud, het Babylon voorgestel, né? Ja. En die arms en die bors van silwer het Medo-Persië, en hulle het heeltemal anders, ander waardes, anders gereageer, en anders geregeer. En toe kom Griekeland, en daarna kom Rome, so hard soos yster. En soos hierdie 4 nasies van die beeld, van die metaalbeeld, op mekaar gevolg het, word die metale al minder werd. Goud is die duurste, dan silwer, dan brons of koper en dan yster. En dan laastens klei wat baie min werd is. So diere stel koninkryke voor. En nou word dieselfde koninkryke, 4 koninkryke, die goud, die silwer, die koper en die yster, daai selfde 4, word nou deur diere voorgestel. En as ons kyk na daai diere, dan sien ons dat dit onrein diere is. En dit gee ons ook weer aanduidings van wat dit beteken. Maar hier is soveel betekenis hieraan. En wanneer die mense wat die geskiedenis skryf en die Bybelstudente hierdie dinge bestudeer, dan is daar sommige van hulle wat so skepties is, want dit is onmoontlik dat God hierdie dinge vooruit kon weet. En dan begin hulle allerhande teorieë maak en dinge sê wat nie waar is nie, want hulle kan nie God pyl nie.
God is groter as die mens. Wat sê Romeine 3 vers 10? Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. En hierdie teks het my gepla as 'n kind, want ek het gedink ek dien die Here en hier staan selfs nie een nie. Maar as ons dit reg lees in die sin, is daar iemand wat nie gesondig het nie? Nee, almal het gesondig. En dis wat hierdie teks sê. Vers 12. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hul tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. En hier bring dit 'n ander baie belangrike punt na vore. Die kwaad word gesaai, nie soseer deur die voete of die hande nie, maar deur die tong. Lucifer het in die hemel waar oorlog ontstaan het, begin praat met die ander engele. En as met hierdie koophandel van hom waar hy heen en weer gestry het en gepraat het, en daarom is 'n woordjie, die woordjie skinder, so uiters gevaarlik. Dit is gif, soos die gif van adders, sê vers 13. Lees vers 14. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Die, watter deel van die liggaam? Hulle mond. Die mond wat weer dui op dit wat hulle sê en hulle praat. Praat ons waarheid of is ons besig met bitterheid en gif? En daarom het ek nou die dag vir iemand gesê, die pad van kritiek lei ondertoe, is afdraande pad. Wanneer jy kritiek, ja, maar sê iemand vir my, dit is opregte kritiek, het is so. Maar wanneer jy jou aan daardie gees oorgee om te kritiseer, dan loop jy 'n paadjie wat nie oploop nie, wat afdraande loop. En dit het 'n invloed op jou geestelike lewe, en naderhand kan jy niks wat goed is meer raak sien nie. Vers 15. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Sien nou, wanneer hierdie tong begin om sy dinge te doen en die mond om verkeerde dinge te praat, dan raak hulle haastig om bloed te vergiet. Nou gaan dit van die een verkeerde ding na die volgende toe. Vers 16. Verwoesting en elende. Is daar woorde wat erger as dit is? Verwoesting en ellende? Verwoesting en elende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Die weg van vrede ken hulle nie. Dis 'n sterk aantuiging. Vers 18. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Dit is nog 'n sterker aantuiging. Hulle ken nie vir God nie. God vrees hulle vrees nie God nie. Vers 19. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Jy weet, Paulus vat die dinge hier so sterk saam. As jy mooi gaan kyk en nie net oppervlakkig lees nie, en die waarde van hierdie geesgevulde woorde besef, dan weet jy dat daar God in die hemel is en dat ons hom nodig het. Ek het hier 'n fotootjie bygesit en as jy mooi kyk daarna, dan sal jy sien, dit is so goed gekamoufleer dat dit baie keer moeilik is om die kop van die slang uit te maak. Maar die een oog, die regter oog kyk hier na my kant toe, die bek na regs, en dan is daar so toringkie skibbe aan die ander kant. Dit is bokant die linker oog. Nou, dit is moeilik om die skibbe bokant die regter oog te sien, want hulle staan regop in die rigting van jou oog, soos ek hierdie foto geneem het.
En dan is die kleure op hierdie adder se kop net soos sy omgewing. En hierdie addertjie is maar klein, maar hy lê daar in die sand van Namibië en daar langs 'n bossie en as jy daar trap, dan moet jy pas op. Moenie aan hom vat nie, want hy byt soos 'n adder. So is die gif van die duiwel oral om ons. Ons moet versigtig stap deur God se woord. Nou kom ons kyk na land en see. Openbaring 12 en vers 15. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Ons het nie tyd vandag om al hierdie pragtige simboliek en dinge na te gaan hier nie. Maar die slang wat die duiwel voorstel, het 'n bek, uit sy bek water, met ander woorde mense uitgestuur, om soos water van 'n rivier wat oor sy walle loop, mense kan verdrink. So kom mense wat God se volk agtervolg en agter die vrou, agter die kerk van God uitgegooi om haar weg te voer. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. En so het die mense wat daar in Europa vir hulle godsdiens gelei het, vervolg was, gevlug na die berge toe, na stil plekke toe, waar hulle kon in vrede God aanbid. Lees vir ons Openbaring 13 vers 1. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Nou hierdie lam dier wat soos 'n draak praat, is hoofstuk 13 vers 11. En die eerste dier wat uit die see opgekom het, was vers 1. So, hier is 2 diere. Die eerste dier is die seedier, en die tweede dier is die landdier. En vandag verword hierdie profesie van Openbaring 13 vers 11 vervul voor ons oë. Geen ander volk, behalwe die Verenigde State van Amerika, vervul hierdie kriteria wanneer u die hele gedeelte of hoofstuk lees en dit versigtig nagaan nie. Soos 'n lam, eers was dit 'n land waarheen mense gevlug het wat vervolg was weens hulle godsdiens en hulle kon daar skuiling vind in die VSA. En vandag begin daai land soos 'n draak praat. En binnekort gaan hy wette afkondig wat dit baie moeilik maak vir God se volk. Nou sê die teks dat God weer gaan profeteer, dat die God se volk, dat op Johannes wat hier in 'n gesig is, hy sê, jy moet weer profeteer. En God bring 'n beweging op die been. In 1844, as jy die profesie van die 2300 aande se môres bestudeer, dan kom jy uit op 1844. En hy roep 'n geleerde man, 'n swart man, 'n baptiste predikant, wat wel ter tale is. En hy kry in 1842 2 visioene. En hy het 'n begeerte om daai visioene aan mense te vertel. En hy doen dit. En waar hy praat, kom die mense en hulle kom luister. Want hy was welsprekend, wel ter tale. En mense het dit geniet en het 'n indruk op hulle gemaak. Maar hierdie man het besef dat daar in Amerika op daardie tyd en daardie, is moeilik om so daaraan te dink, maar daai tyd was daar 'n erge rassegevoel onder die Amerikaners, en dit sou 'n groot struikelblok wees vir mense.
En in God se wysheid gaan roep hy nog 'n man. En hy gee vir hom hierdie visioene ook, maar daai man weier. Hy steek soos 'n steeksdonkie vas en hy wil nie praat nie. En toe gaan die Here en hy roep 'n derde persoon. Die eerste persoon het wel daardie visioene gaan vertel. En die derde persoon roep hy 'n skooldogtertjie uit die Methodiste kerk om as sy profetes in die laaste dae op te tree. En dan het sy maar 'n paar jaar opleiding gehad. Ek dink in vandag se taal sal ons maar sê laerskoolopleiding vir 'n paar jaar. En daar vind 'n ongeluk plaas. En haar gesondheid ly daaronder. Maar hy roep haar en hy stel haar in staat om te praat. In die bygaande foto sien jy hierdie jong vrou wat dinge geskryf het wat die mense in haar tyd laat lag het. Hulle die kop geskit. Dinge wat sy gesê het op mediese gebied. Sy het geen oordentlike skoolopleiding gehad nie. Maar God het haar gebruik omdat sy gewillig was. Lees vir ons Openbaring 10. En ek raak baie opgewonde as ons na Openbaring 10 gaan. Ek wil graag hê jy moet dit in die Bybel naslaan. Openbaring 10. En dan lees jy vir ons daar die eerste 4 verse. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En 'n bygaande foto daar sien jy 'n weerligstraal en die donderweer het seker oor die rande weer galm. Nou waarvan praat hierdie 4 verse? Ek is baie lief vir Openbaring 10, dis een van my gunstelike hoofstukke. Ek gaan 'n bietjie vinnig daaroor, maar kom ons kyk daarna as u Bybel oop het voor u, dan kan u saam lees. En ek het 'n ander engel, 'n sterk engel. Hoekom sterk? Want dis 'n spesiale engel wat vir Jesus optree. Uit die hemel sien neerdaal. So hier kom 'n boodskapper, 'n spesiale boodskap wat vir Jesus optree. Bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof. Nou wanneer ons hierdie gesig sien van 'n reënboog, dan is dit oor die troon van God. So hier kom 'n boodskap direk van die troon af vir ons. En wanneer dit sê sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur, dan besef ons dat dit Jesus beskryf. Met ander woorde, hierdie engel kom in die gesag van Jesus. Nou hoekom sê ek dis nie Jesus self nie? Want nêrens in Openbaring stel 'n engel Christus, ja, dit stel hom voor, maar dit is nie Christus nie. Dis 'n engel, dis 'n boodskapper. Hy kom met die gesag van Jesus. En daarom word hierdie pragtige taal gebruik. En in sy hand het hy 'n geopende boekie. En daai boekie is niks anders as die boekie, die boek Daniël nie. Die boek wat vir so lank geslote was. Lees maar self Daniël 12 vers 4. En met sy regtervoet staan hy op die see en sy linkervoet op die land. Nou wat sou dit aandui? Die see waar baie volke is, die land waar min volke is. Met ander woorde, daar waar daar baie mense is, daar waar daar min mense is.
So hierdie 1 voet op die see, 1 voet op die land, sê vir my, dis vir alle volke, vir almal, is hierdie boodskap belangrik. Vers 3, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul. Wat sê dit vir jou? Dit sê, gee aandag, hier's 'n belangrike boodskap. En toe het hy uitgeroep, en hy het die 7 donderslae, hulle stemme laat hoor, wanneer ons na die berg van Sinaï toe gaan, en terugdink, toe daar donderslaan, blitse was, en rook soos 'n oond daar opgetrek het uit die berg Sinaï, en God se stem soos donder weer gepraat het met die volk, en hulle gesidder en gebeef het. Dit was waar God sy wet aangekondig het. Hier kondig die 7 donderslae, bring daardie engel die boodskappe van waarskuwing van God se wet aan hulle. En toe die 7 donderslae, sê vers 4, hulle stemme laat hoor het. Nou as jy in Psalm 29 lees, dan praat dit van die stem van die Here. Daardie donderslae is soos die stem van God wat praat. En ek wou skrywe, maar die stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het. So God het besluit dat dit nog nie tyd was op daardie stadium, hier in Johannes op Patmos se tyd, om aan te kondig wat die 7 donderslae gesê het nie. Nou kom ons gaan verder, lees uit die Bybel, Openbaring 10 vanaf vers 5. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef. En hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. Nou, kom ons hou net daarop vir 'n oomblik. Wat beteken dit? Kom ons kyk 'n bietjie daar vers vir vers. In sy hand het hy na die hemel opgehef. Nou as hy teruggaan, hier ons lees nou uit Openbaring, maar as jy teruggaan na die boek Daniël, hoofstuk 12 vers 7, dan praat dit daar van 'n tye en die helfte van 'n tyd. En daardie tyd eindig in 1798. En het sê, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en daarin is. So hierdie engel sweer by hom wat die skepper is en wat vir ewig lewe. En het sê, en die aarde wat daarin is en die see wat daarin is, met ander woorde die skepper, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Met ander woorde, die profesie wat in die Bybel gegee is, kom tot 'n einde. En die tye, in die halwe tyd, wat in 1798 geëindig het, die langste tydprofesie van alle tye, die 2300 aandes en môres, gaan tot 'n einde kom. En daar sal geen tyd meer wees nie. Daar sal geen tydslyne en profesieë meer wees nie. Dis wat daar gesê word. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, ander vertaling sê, wat wil blaas, met ander woorde die sekond voor hy blaas, voor die 7de engel blaas, dan is die verborgenheid van God volbring.
Nou as jy nou mooi vashou, die 7de engel, wanneer hy sy bassein blaas, dan word die pla op hierdie aarde uitgestort. Dan sluit die genade deur, groot gebeurtenis in hierdie aardse geskiedenis. Dan kan jy nie meer gaan en die evangelie verkondig nie. Dan is die finale boodskap reeds gegee. En dan sê dit ook, volbring soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek. En hy sê, gaan neem die geopende boekie nou. Dis die boekie Daniël, né? In die hand van die engel wat vir jou sê, neem dit en eet dit op. Met ander woorde, hoe eet jy dit op? Jy bestudeer die boek Daniël en sy profeseë. En dit sal in jou maag bitter word. Was daar 'n bittere teleurstelling aan die einde van die 2300 aande se môres? Ja. 22 Oktober 1844 was die bitter teleurstelling. Maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Dis die boodskap van die wederkoms. En as jy in die gees van daardie tyd geleef het, dan as jy 'n boer was, het jy jou lande net so gelos, en jy het die woord bestudeer, jy het opgewonde geraak. Dis nog binne 'n paar maande gaan die Here kom. Die mense is so opgewonde gewees. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en ek eet dit op. Met ander woorde, bestudeer die boek Daniël. In my mond was dit soet soos heuning. Die mense het vooruit gesien na die wederkoms. Maar toe ek het geëet het, toe 1844 verbygaan, het my maag bitter geword, was daar die bitter teleurstelling. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer. Nie lang tydsprofeseë waar hy voorheen gesê het, daar sal nie meer tyd wees nie. Dit wys op die lang tydsprofeseë. Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies, tale en konings, met ander woorde vir die hele wêreld. Daar moet weer boodskappe uitgaan. En so het die Here daardie profetes, daai meisie, daai skoolmeisie geroep. En sy is getroud met James White en hulle die boodskap van die Here getrou uitgedra oor die hele aarde. En daai boodskappe staan vandag nog. In 'n bygaande foto kan jy sien dat daar mense is wat so om 'n aardbol staan in hierdie skets en hulle hou hande vas. En hierdie boodskap gaan weer uit, hierdie profetiese boodskap gaan uit na alle mense toe. 'n God van liefde stuur 'n laaste finale boodskap uit voor sy middelaarswerk in die allerheiligste in die hemel tot einde loop. Dan is dit finaal vir alle mense op hierdie aarde. En hy roep ons om op te tree voor daai tyd, om te kies, om reg te kies. Genade eindig dan, en die 4 engele los daardie winde, en wanneer hulle dit los, word Satan losgelaat, as dit ware op hierdie aarde, en hy stort sy wraak uit, soos in die tyd van Job, met rukwinde, met tsunamies, met duisende bote sal ondergaan, stede sal verwoes word, aardbewings, vuur speende, hy sal met alles werk. Mense sal kranksinnig word, mekaar doodskiet, die stede sal iets verskriklik wees in daardie tyd. Want Satan is in beheer van die goddelose. En nou sit iemand op die punt van sy stoel, en hy sê, as God se woord waar is, wil ek nie in daai tyd lewe nie.
Maar dan, wanneer die genade deursluit, hou God sy hand oor sy kinders. En nou tree Psalm 91 in die spesifiek op ten bate van God se kinders. Satan het geen krag oor hulle nie. Ek sê nie, hulle sal nie bang wees nie. Dit sal 'n verskriklike tyd wees, soos die Bybel voorspel. Maar God se kinders sal in sy hand vasgehou word. Die hele heelal sit met elke senuwee van hulle lyf gefokus op hierdie aarde, om te sien wat nou gaan gebeur. Want die klimaks van alles vind nou plaas. Satan probeer sy krag en God hou hom nie teen die goddelose nie teen hierdie wêreld nie. Dit vernietig en verwoes hy, maar hy hou sy hand oor sy kinders. En soos hy sy hand oor Job gehou het, sal hy sy hand oor ons ook hou. En wanneer ons daar in gebed tot ons Here roep, sal hy deur die wolke breek, en sal daai dag kom, wanneer Job gebid het, en die Here sy toestand verander het, en hy gesond geword het, so sal ons huis toe gaan, en dubbel en dwars dit terugkry, wat ons hier op die aarde nooit gehad het nie. Die drama in die hemel het begin in die tuin van Eden, en dis voortgesit tussen Satans en sy aantuigings teen God, en tot vandag toe, en God se regverdigheid speel nog steeds af in die heelal, en wanneer dit bewys is, dat Satan net verwoes, en dat God ophef, sal hy kom op die wolke. In die gebedsfoto kan jy daar sien hoe 'n voorstelling van iets in die buitenste ruimte, God, die God wat die kosmos geskep het, sal weerkom. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons sê dankie vir hierdie stryd wat plaasvind. Ons sê nie dankie vir die stryd nie, maar vir die krag om te kies, vir u beskerming oor u kinders, en dat ons spoedig die volëinding daarvan sal sien. Mag ons aan die regte kant kies. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.